Hoe om te bid vir iemand wat rou, deel 2. Die vorige video het afgesluit op die onderwerp van trane, maar ek wil aangaan met die trane. Hierdie toneel was vanuit die Shack fliek. Saru? Sari, it means a breath of wind. Right. So, which one of you is... I am. And you have no idea how much I love you. It's okay, baby. Let it go. We all collect things we value, don't we? I collect tears. It's good to meet you guys. Ek weet dat God hou al ons trane in 'n botteltjie. Ek glo Saterdag moes die engele 'n hele nuwe vleuel aanbou in die hemel vir die trane wat gevloei het vir die familie. Ek weet verder dat God sal ons troos vir ons trane. Maar God sommer nou al vir die familie begin vertroosting bring vir al die trane. Verder bid ek ook 'n Shack episode vir elkeen van die familielede. Mag God hulle ook so op so 'n genesingsjourney vat. Tyd uitblok om vir hulle antwoorde te gee, die vrede te gee wat alle verstand te bowe gaan. Psalm 56 vers 8, New Living Translation. You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. Openbaring 21 vers 4. En God sal al die trane van hulle oë afvee. Ook die droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Amplified Bible. Neither shall there be anguish, sorrow and mourning, nor grief, nor pain anymore. Daardie eerste 24 uur na die trauma was heilig. Dit was sacred and holy. Al die maskers was af. Soveel oomblikke van goeie herinneringe was gedeel oor hom met sy familie. Die ondersteuners het toegesak op die huis en die familie, amper soos die onlandse muurplaag wat ons gehad het, en soos mure wat toegesak het op 'n korreltjie koek. In Handelinge was daar keer op keer die verwysing dat die Heilige Gees het neergedaal op die groep mense. En ek bid en verklaar nou dat die Heilige Gees konstant en gereeld sal uitsak op die familie, op elke besoek wat die mense daar kom aflê. Laat die Heilige Gees net die oomblik oorneem en bestuur. Niemand kry 'n handleiding van wat om te sê in sulke oomblikke van nood nie. Ons word nie opgelei om daardie ondersteuning te gee nie. Maar net soos wat Jesus vir sy disippels gesê het, moenie worry oor wat jy gaan sê nie, just show up. Net so bid ek ook nou dat elkeen van ons wat ondersteuning bied, ook net so sal oorgeneem word deur die Heilige Gees wat ons lei. Nie van wat om te doen, wat om te sê, wanneer om te gaan kuier nie, maar sommer alles. Wanneer om eerder vir hulle alleen tyd te gee, wanneer om 'n bak lasagne te bring, wanneer om 'n boks wyn te bring, wanneer om 'n bos blomme te bring. Laat ons hulle bedien deur die hulp van die Heilige Gees. Een van ons vriendinne wat al reeds deur trauma gewerk het van 'n ouer wat baie skielik weggeruk is vanuit hulle lewe, het van ons kosbare advies gegee. Sy sê dat wat vir haar die meeste gehelp het deur die trauma was die kokon van mense wat God rondom haar gespin het. So ek bid nou dat God ons as die kokonnetjie rondom haar sal versterk en sal bemagtig en sal equip hoe om haar te ondersteun. Net soos God binne 'n oomblik vir Oholiab en Bezaleel versterk en equip en bemagtig het en verander het. Een oomblik was hulle nog slawe en die volgende oomblik was hulle meesterbouers van die tabernakel. Dat God ook ons elke een so individueel sal versterk en sal equip om die familie hier by te staan en te beskerm soos 'n kokon. Ek dink en bid ook vir die pad vorentoe. Dis 'n hele nuwe lewe wat nou geskep moet word vir daardie familie.
hoe om te lewe sonder 'n pappa en 'n eggenoot. Net soos wat mense 'n groot lewensveranderende operasie ingeboek word by 'n step-down kliniek om te herstel. Net soos wat mense wat 'n ledemaat verloor het weer leer om te lewe sonder die ledemaat, saam met 'n professionele, opgeleide arbeidsterapeut, bid ek ook nou dat God die familie sal inboek in sy geestelike, hemelse step-down kliniek en sy arbeidsterapeut engele sal stuur om hulle te leer om weer te loop, om weer op te staan na so groot trauma. Daar is verskeie kere waar die heerlikheid van God oor die nasie van Israeliete gekom het en 'n groot transformasie veroorsaak het, waar God se heerlikheid die Israeliete deur die wildernis gelei het, rigting vir hulle gegee het, waar die heerlikheid van God net dinge beter gemaak het. Die Hebreëse woord hiervoor is kabod en dit is vir my so mooi. Ek verklaar, bid en verklaar nou dat God se kabod, God se heerlikheid, God se glorie nou oor die hele familie sal wees. Dat die label wat nou daar geplaas is van die huis van dood en trane nou sal verdwyn en 'n nuwe label daarop geplaas word. 'n Huis van kabod of God se heerlikheid. In die nabetragting aan die einde van die dag wys een van ons vriende vir ons op Netnuus dat die dag toe hy gesterf het, daardie dag op dieselfde dag is dit internasionale weduweedag. Jy ooit geweet daar was so 'n dag? Dit laat my dink aan die stukkie waar Deborah en Barak gaan veg het teen die Kanaaniete. God het sommer die hemel en die aarde opdrag gegee om saam met die Israeliete te veg. Dit is hoe ek voel oor hierdie trauma. Dit was vir God ook so groot trauma, dat dit God se hartsnare ook so diep geraak, dat daar sommer 'n internasionale treurdag was vir my vriendin. Mag ons dit sien en ervaar, dat ons is God se oogappel, en hy sal groot instansies laat beweeg om saam met ons te rou. In klaagliedere is daar hierdie stukkie van God wat antwoord. Ek sien, jou wonde is so diep soos die see. Dis amper wat hierdie internasionale weduweedag vir my sê. Dis hoe God ook vir my vriendin sê. Ek sien, jou eina is so diep soos die see. Ek sal sommer die UN opdrag gee om 'n dag te ontwerp net vir jou. Nie eens Nelson Mandela het 'n dag vir hom gehad nie, maar my vriendin se eina het God se hart so diep geroer, dat sy nou 'n internasionale dag het vir haar eina. Die volgende eina wil ek ook voor God se voete gaan neerlê. Dit vat 'n datingperiode om jou titel te verander van mejuffrou na mevrou, maar dit vat 'n oomblik om jou huwelikstatus te verander van getroud na weduwee. Dis vir my 'n bitter pil om te sluk. Dit vat jare om iets te bou, maar sekondes om iets af te breek. Behalwe met God. Indien God met een sinnetjie kon die aarde verander het van boes en leeg, laat daar lig wees. Net so wil ek ook hierdie skielike verlies en verwoesting voor God se voete kom neerlê. Hy is die enigste een wat kan opbou in 1 sekonde. Mag hy ons kom help. God beloof dat hy is naby die wat gebroken is van hart. Net soos wat 'n ambulans op pad is na 'n ongelukstoneel, die sirenes aanskakel en blits vinnig deur die verkeerkansel, omdat die sirenes aan is. Net so weet ek ook dat God sal spoedig, daagliks, elke oomblik rondom die familie wees. Mag sy teenwoordigheid 'n aangename geur hê. Mag hulle daagliks en oomblik vir oomblik bewus wees van sy teenwoordigheid. Net soos Daniel in die leeukuil rustig geslaap het al was daar gevaar teen aan hom. Net soos Jesus die prins van vrede is, so mag die hele familie die vrede, die clarity, die contentment begin ervaar. Dis is hierdie brugprentjie. Everything is going to be okay. En net soos Jesus oral heen gegaan het en genesing gebring het, mag hulle ook oomblik tot oomblik sy ewigdurende genesing ervaar. En wanneer hulle so voel en hulle tyd nodig het om in 'n balletjie te gaan lê in sy arms, dat God vir hulle daardie bereik sal gee van mense, van dinge om te doen, net sodat hulle so in sy arms kan gaan lê. Die volgende video sal binnekort volg.